Môre, dis Sondag die 19de Julie en ek hoop jy begin vandag met vrede in jou hart. Nie omdat alles in jou lewe perfek is nie, maar omdat God jou beter ken as wat jy jouself ken en jou steeds liefhet. Gister het ons gesien hoe Josef se broers bang by sy huis aangekom het. Hulle was oortuig hulle gaan gestraf word. Hulle het gedink die geld wat in hulle sakke teruggekom het, gaan hulle ondergang wees. Maar God het iets heeltemal anders beplan. Vandag stap ons saam met hulle die paleis binne en wat daar gebeur, wys vir ons iets van God se hart. Vandag lees ons uit Genesis 43 vanaf verse 26 tot 34 en soos ouer gewoonte wil ek jou aanmoedig om later die hele gedeelte rustig deur te lees. Want die titel van vandag se oordeenking is Genade op genade. Dink gou hieraan. Was jy al bang dat iemand die waarheid oor jou gaan uitvind? Daardie dinge waarvan niemand weet nie. Dalk was dit 'n fout, dalk sonde, dalk jou verlede. Wat as God dit alles reeds weet? Sou jy wegkruip of na hom toe hardloop? Kom ons begin by vers 26. Toe Josef dan in die huis kom, het hulle vir hom die geskenk binnegebring wat by hulle was, en hulle voor hom neergebuig na die aarde toe. En dan vers 29 en 30. Toe slaan hy sy oë op en sien sy broer Benjamin, die seun van sy moeder, en sê, Is dit julle jongste broer van wie julle met my gespreek het? Daarop sê hy, Mag God jou genadig wees, my seun. En Josef het gou gemaak, want sy binneste was ontroerd oor sy broer. Hy het die geleentheid gesoek om te ween en in die kamer gegaan en daar geween. En laastens in vers 33 en 34. En hulle het gaan sit volgens sy bepaling, die eerste geborene na sy eerste geboorte, en die jongste na sy jonkheid. Toe kyk die manne mekaar verbaas aan. Hierop het hy aan hulle porsies uitgedeel van die ete wat voor hom staan. Maar die porsie van Benjamin was 5 maal groter as die porsie van hulle almal. En hulle het gedrink en saam met hom vrolik geword. Kan jy jouself voorstel hoe die broers moes gevoel het? Hulle het verwag om geoordeel te word, maar in plaas daarvan word hulle na Josef se tafel genooi. Hulle buig voor hom neer, presies soos God jare tevore in Josef se drome gewys het. Maar Josef dink nie aan wraak nie. Hy kyk na Benjamin en sy hart breek. Die Bybel sê hy moes uitgaan om te huil. Toe kom hy terug en laat die ete bedien. En dan gebeur iets wat die broers laat verstom staan. Hulle word volgens hulle ouderdom laat sit, van die oudste tot die jongste. Niemand het vir Josef vertel wie eerste of laaste gebore is nie. En tog weet hy, skielik besef hulle, hierdie man weet baie meer van ons as wat ons gedink het. En tog, in plaas van oordeel, ontvang hulle gasvryheid. In plaas van straf, ontvang hulle brood. In plaas van kettinge, ontvang hulle 'n plek aan die tafel. En hier is die groot waarheid wat God vir ons deur hierdie gedeelte leer. God se volkomme kennis van ons lei nie noodwendig tot veroordeling nie, maar vir die wat aan hom behoort tot barmhartigheid. Ons dink dikwels anders. Ons dink, as God regtig alles van my weet, elke sonde, elke verkeerde gedagte, elke mislukking, dan sal hy my sekerlik wegstuur. En dis presies hoe Josef se broers gevoel het. Hulle het geweet wat hulle 20 jaar tevore gedoen het. Hulle het gedink, daardie sonde gaan hulle uiteindelik inhaal. Maar toe hulle voor Josef staan, gebeur die teenoorgestelde. Hy ken hulle. Hy weet presies wie hulle is. Hy onthou alles. En tog ontvang hy hulle. Hy gee vir hulle kos. Hy gee vir hulle rus. Hy nooi hulle na sy tafel. Nou is daar iets besonders in vers 30. Toe Josef vir Benjamin sien, sê die Bybel, sy binneste was ontroerd oor sy broer. Nou die Hebreëse woord wat hier gebruik word, is rachamim. Dit beteken baie meer as net om jammer te voel. Dit beskryf daai diep ontferming en innige barmhartigheid wat uit die hart kom. Dit is liefde wat nie koud of ver af is nie.
Dit is liefde wat diep geraak word deur die nood van iemand anders. Daarom kon Josef nie sy trane terughou nie. Hy moes eers alleen gaan huil. Hierdie woord help ons om iets van God se eie hart te verstaan. God kyk nie koud na sy kinders nie. Hy sien ons nood. Hy ken ons stryd. Hy weet van ons verlede en hy is vol ontferming. Daarom hoef ons nie van hom af weg te hardloop nie. Ons mag met vrymoedigheid na hom toe kom, want sy barmhartigheid is groter as ons eie grootste skuld. En kyk nou hoe hierdie gedeelte ons wys na iemand wat selfs groter is as Josef. Dit wys ons na die Here Jesus Christus. Josef het sy broers volkome geken. Hy het geweet wat hulle aan hom gedoen het. Hy het geweet van hulle sonde. En tog het hy hulle nie verwerp nie. Hy het hulle na sy tafel toe genooi. Maar Jesus doen nog meer. Hy ken ons nie net van 20 jaar gelede af nie. Hy ken ons hele lewe. Hy ken elke gedagte, elke woord, elke liewe sonde. Daar is niks wat vir hom verborge is nie. En tog het hy nie gekom om sondaars weg te stuur nie. Hy het gekom om hulle te red. Die Here Jesus het die volmaakte lewe geleef wat ons nooit kon leef nie. Toe het hy vrywillig na die kruis gegaan. Daar het hy die straf gedra wat ons verdien het. Hy het gesterf, sodat elkeen wat in hom glo, met God versoen kan word. Maar die graf kon hom nie hou nie, want op die 3de dag het hy die dood uit opgestaan, en vandag leef hy, en vandag nooi hy steeds sondaars na hom toe. Dalk voel jy vandag soos Josef se broers. Jy dink jou verlede gaan jou altyd agtervolg. Jy wonder of God jou ooit kan aanvaar. Luister vandag mooi na die evangelie. As jy jou vertroue in Jesus Christus plaas, hoef jy nie meer in vrees voor God te staan nie. In Christus word die regter jou Vader. En die plek waar jy oordeel verwag het, word 'n tafel van genade gedek. Hoor mooi wat staan in Johannes 1 vers 16. En uit sy volheid het hy ons almal ontvang, ja, genade op genade. Dit is die goeie nuus van die evangelie. Nie dat ons onsself aanvaarbaar gemaak het nie, maar dat God ons in Christus met oop arms ontvang. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie dat U ons volkome ken. Daar is niks in ons lewens wat vir U verborge is nie. U ken ons vreugdes, U ken ons vrese, U ken ons mislukkings. En selfs die sonde wat niemand anders sien nie. En tog, dankie dat U ons nie wegstuur nie. Dankie dat U ons met genade tegemoet kom. Maar bo alles, dankie vir die Here Jesus Christus, ons verlosser. Dankie dat hy die straf vir ons sonde aan die kruis gedra het. Dankie dat hy uit die dood uit opgestaan het, sodat elkeen wat in hom glo, vergifnis, nuwe lewe en die ewige lewe kan ontvang. Here, leer ons om nie langer van U af weg te hardloop nie, maar om met vrymoedigheid na U toe te kom. Help ons om vandag in U genade te rus en U met ons hele hart te vertrou. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Miskien dra iemand wat jy vandag gaan sien 'n swaar las van skuld, of skaamte, of spyt. Wys hulle nie eers op hulle verlede nie. Wys hulle na Jesus. Hy ken mense volkome, en tog ontvang hy elkeen wat in geloof na hom toe kom. En as jy vandag wonder of God jou nog kan lief hê, onthou hierdie tafel in Josef se huis. Die broers het oordeel verwag, maar hulle het genade ontvang. In Jesus Christus is daar nog groter genade. En ek moet die vers herhaal soos die skrif vir ons gee. En uit sy volheid het ons almal ontvang,
Ja, genade op genade. Rus vandag in daardie genade. Leef uit daardie genade en deel daardie genade met ander. Ek hoop jy het 'n geseënde Sondag.